Kom ons prys die Here, kom ons gee hom eer en dank. Die Here is so goed vir ons, dat ons het gekom 'n Vrydag aand en ons het al die klank uitgesit, reg vir die assuransie om te kom Vrydag. Toe laat weet hulle kom nie Vrydag nie, hulle kom Dinsdag. Toe dra ons al die goed terug Vrydag aand en ek sê nogal, kom ons gaan Sondagmôre sonneklank. En die gedagte was dat ons nog 'n diens kan hou so, jy weet. En toe sê die broers, nee, kom ons bring die goed terug. Ons het speakers op, alles op, en vanmôre is die krag af. Halleluja. So jy moet oppas wat jy sê, want ek sê nogal vir Willem Vrydag aan. Ek sê, nee worry nie, ons kan aangaan so met die boksgitaar en jy weet, ons gaan nie ophou om die Here te dien, nie omdat die krag af is nie. Maar vanmôre is ons opgewonde en ons is sad. Amen. Bid julle, ek wil graag hê julle moet staan. Vanoggend ons in 'n gemeegevoel vir Willie en die kinders, die afsterwe van ons suster Estel, Vrydag. En ons wil vir jou sê, Willie, hier's die familie om jou. Ons bedoel ons hart uit, ons voel die pyn, ons verstaan waar die idee maak, maar soos ek jou gister gesê het, jy is uniek. Amen. Want jy het gesê, ek sal die kinders groot maak. En mag die Here jou help, mag die Here jou toevou, mag die Here jou beskerm, so ook die kinders, dat jy lente vandag gehou word voor hulle, in die naam van Jesus. Amen. En dan wil ek by sê, hier's baie mense vanmôre wat besoek, Susie hulle, en wie staan nog, iemand anders het gesê, ek was lanklaas, jy kan nie vir my staan asseblief, suster, daar langs jou asseblief, kom skryf hulle hande klap, Susie, wil jy nie die hande klap, jy weet, as iemand vir my sê, pastoor, jy moet iets onthou, dan vergeet ek. So, daarom probeer ek almal tegemoetkom, almal te ontmoet, almal so groet, almal dieselfde hoeveelheid liefde te gee, want julle is almal kosbaar vir die Here. Nou wonder jy nou, waar is al die mense wat nie hier is nie? Haardroërs werk nie sonder krag. Koffiemasjiene skakel nie aan nie. Wekkers gaan nie af nie, want daar's nie krag nie. Halleluja. As dit by my huis was, het ek alleen hier gestaan, maar my vrou sal nie met 'n nat kop hier in die kerk inloop. So kom ons sê vir ons broers en susters vanmôre, geniet die tyd met die elektrisiteit wat af is. Selfs ons uitsending gaan nie normaal wees nie. Hallo almal op livestream, dit gaan nie dieselfde wees nie, maar ons gaan nie wegkruip om die Here te kan vereer en die Here kan dien. In verlede week luister ek na 'n lied en die lied praat met my gees. En ek dacht toe, Here, hulle noem nêrens Jesus se naam nie. Hulle noem nêrens, maar die woorde van hierdie lied is merkwaardig. En vanmôre voor ons kom met lofprysing en dank wil ek graag julle bless met 'n lied. Ek het vir die groep gevra, wat 'n vrou sal dit vir ons sing? Toe sê Jolande, sy sal dit vir ons voorberei. So dis nie 'n terugsit lied en sê, nou kom man, wys ons wat jy het nie. Dis 'n lied waar jy jou oë toemaak en vir die Here vra, Here, praat met my vanmôre. Dankie vir daai amen. Ons is besig met 'n show nie, ons is besig om jou te bedien in sang en musiek. Iemand vanmôre hier het nodig om hierdie lied te hoor. Iemand. En jy dra hierdie lied aan daai persoon wat sê vanmôre, dit is ek, Here.
heart going home. With a heart full of failure and a soul full of shame. You just held me close and said, child, you're not the same. Why you love me, Lord, I don't know. I was running hard, you called me home. With a heart full of failure and a soul full of shame. You just held me close and said, child, you're not the same. Why you love me, Lord, I don't know. I was running hard, you called me home. With a heart full of failure and a soul full of shame. You just held me close and said, child, you're not the same. You just held me close and said, child, you're not the same. Held me close and said, child, you're not the same. Die groot deel in ons hart gryp hom. Hy sê, why you love me, Lord? I don't know. Hoor vanmorgen. Why do you love me, Lord? Ek weet nie hoekom. Dit is die dag. Wat lyk hy? Ja. Okay. Dit is die dag. Dit is die dag in die Heer gemaak. In die Heer gemaak. Kom on, get ready. Come on, get ready. Ek vergeet daar. Ek vergeet daar. Dit is die dag van die Heer gemaak. Kom on, get ready. Ek vergeet daar. Dit is die dag. Dit is die dag in die Heer gemaak. Oh, dit is die dag. Dit is die dag in die Heer gemaak. In die Heer gemaak. Come on, get ready. Come on, get ready. Ek vergeet daar. Ek vergeet daar. Dit is die dag in die Heer gemaak. Kom ons wees bly en vergeet daar. Dit is die dag. Dit is die dag in die Heer gemaak. In die Heer gemaak. In die Heer gemaak. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. 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 O, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander maar Jesus dood. Kom ons verheerlik sy naam. O, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander maar Jesus dood. Kom ons verheerlik sy naam. Liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. O, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam.
Julle kan nie nou te lees daar in die Pinkster. Ons het groot geword, ek wou net gesê, toe ons kinders was, dis hoe ons in die skoolsaal gehou het, voor amplifiers gekom het, voor speakers gekom het, 'n trekklavier, 'n gitaar en dan verheerlik ons die Here. Halleluja. Amen. Ons is almal hier saam, Vader in sy naam verheerlik kom. Tot die goedheid en trouw, daarom is het zo zijn eigendom. Laat ons dansen zijn zee, dat is de eigendom, alles hier. Loop om Christus die Heer. Ons is allemaal niet samen, Vader in zijn naam verheerlijk kom. Tot die goedheid en trouw, daar is het zo eigendom. Laat ons plaatsen zijn op zee, plaatsen in de eigendom, alles in. Loop om Christus die Heer. Oh, loop om Christus die Heer. Halleluja. Kan nie sonder nie, halleluja. Kan nie stil bly nie, halleluja. Daar is geen ander naam nie, maar Jesus Christus die Heer. Halleluja. Kan nie sonder nie, halleluja. Kan nie stil bly nie, halleluja. Daar is geen ander naam nie, maar Jesus Christus die Heer. Ah, Jesus Christus die Heer. Sorry julle, ek is een koord uit daar. Blije verzekeren, Jesus is blij. Oh, wat een vrede, heerlijk gerij. Heerlijk geboren, blij is hij nu. Zwak en zijn vrede, en mijn gemoed. Het is mijn roeptaal, het is mijn lied. En wat ik kiezen, alles zal bieden. Dit is mijn roeptaal, dit is mijn lied. Of wat ik kiezen, heerlijk zal bieden. Dit is mijn roeptaal, dit is mijn lied. Nog wat we kiezen, heerlijk zal bieden. Dit is mijn roeptaal, dit is mijn lied. Nog wat we kiezen, heerlijk zal bieden. Nog wat we kiezen, heerlijk zal bieden. Het staat er niet in woorden, geen woorden. Met die ene samen die gewoon nee, nee, die, naar die jaren heiligste. Schoongewas, die die bloed van die land. Het staat niet in woordigheid. Er staat niet in woordigheid voor die. Met die ene samen
die liefde, hoe lang die liefde my bestaan. Hier is in my Heilige Geest, is in my. Hier is in my Heilige Geest, is in my. O is in my Heilige Geest, is in my. Is in my Heilige Geest, is in my. Begin in my hart, ik laat die wil geschieden, en laat die op die grond, mijn leven wordt gezien. Oh, begin in my hart, ik laat die wil geschieden, en laat die op die grond, mijn leven wordt gezien. Oh, is in my Heilige Geest, is in my. Is in my Heilige Geest, is in my. Kinder in my heart, laat die wil geschieden, en plaats die op die grond, mijn leven wordt gezien. Vader, ons gee al die eer, al die lof, al die aanbiddings, om te kom vanmorgen en te kom erken en te sê, ons gee vir u ons harte, ons gee vir u ons wil, ons gee vir u alles vanmorgen om hulde en lof aan Jesus te bring. Dankie Hemelse Vader dat ons kan kom, en ons kan kom in die teenwoordigheid te kom bevestig. Ons kan kom om te weet dat Here, U is die God wat antwoord met vuur. Here, dankie vanmorgen dat ons kan kom om te weet dat dit is die Here wat red, dit is die Here wat genees. Dit is die Here wat mense inbring van ver. Mense bring tot hulde en ere aan God. Dit is die Here wat in die harte van mense werk, Here. Dit is U alleen en geen mens kan met U vergelyk nie. Daarom kom ons met 'n loflied vanmorgen. Daarom kom ons met hulde en ere en dank na U. Om te sê, Here, daar's geen ander God behalwe U nie. Here, U is die onvergelykbaar. U is die ultimate. U is die hoogste gesag. En daarom kom ons om U te erken vanmorgen en te sê, dankie dat U hier is in hierdie gebedshuis. Here, dankie dat U opdaag om ons te kom heel en te kom ontmoet. U daag op vanmorgen, want U is die soewereine God, die God wat omgee. En vanmorgen aan U kom toe die lof, die eer, die aanbidding. Het ons 'n verwagting, Here, uit U hand uit, verseker so. Het ons die hoop dat Here en die getroue om te weet dat die Here kan, verseker so. Here, ons kom vanmorgen, ons bring ons gebede met vrymoedigheid, dat daar is 'n lewende God in die hemel. En dankie vir U liefde, dankie vir U getrouheid, dankie vir U antwoorde,
Dankie vir u goedheid en guns in Jesus wonderlike naam. Die kinders van die Here sê halleluja. Prys hom. Prys hom. Halleluja. Ja, kom ons sê so 'n bietjie halleluja. Halleluja. Jesus. Come on, sê halleluja. Halleluja. Dis 'n halleluja kerk hierdie. Prys die Here. Nog eenmaal, prys die Here. Maak die duivel kwaad. Die kerk beweer om die duivel kwaad te maak, man, om die Here te loof, om hom te prys. En hy wil nie hê jy moet vanmôre lofliedere bring aan koning Jesus. Hy wil hê jy moet daar sit met 'n lang 6 uur lang gesig. En hy wil hê jy moet geen vreugde uitoefen. Hy wil hê jy moet geen dank aan God bring nie. Hy wil hê jy moet stil bly. Sê prys die Here. Peter het opgegaan, dit weer afgekom en ons bestaan nog steeds. Halleluja. Halleluja. Jou Queen Cakes het R29 gekos, hulle kos nou R40. Halleluja. Come on. Jou Walnut chocolate was 29, nou is dit 39. Prys die Here. Halleluja. Verstaan, jy's verspot. Ja, jy sê ja, jy's verspot. Ek sê niks gaan my onderkry. Amen. Want ek behoort aan Jesus. Halleluja. Baie dankie vir die opgewondenheid om te sê, jy behoort aan Jesus. Waar is daai flits? Daai flits wat julle so gebruik. Waar presies is dit? Ek wil onder die doekie. Dankie. Jy sien weer eens die duivel het gedink hy het ons. Ek skyn net so lig hier, kyk of julle alright is. Ek wil net seker maak die donker sit julle nie aan die slaap nie. So as ek hard praat, weet jy iemand het daar 'n oor toegemaak, okay? En dan kan ek sê, "Hi daar, moenie slaap nie, ek kan jou sien daar. Ja, Janet, daar agter, ek kan jou sien, julle sien daar." Ja. Halleluja. Prys die naam van die Here. Wel, die Here is so goed. Vanoggend vroeg man, jy sê die Here, Heilige Gees sê vir my, jy weet nie waar hy notas gaan. En ek sit op die tablet. En ek sê, Here, jy is so getrou. Kan jy my sien? Ja. Dit was nie die doel nie. Die doel my ding was dat ek die screen kan sien, maar ek het dit nou oorgedra. So ek gaan kyk hoe ver ek kan kom in die onthou area van die brein. Ja, die my so nie in die steek laat. Dis nou aan die linkerbrein. Ek hoor iemand sê, wat die ene, die linkerbrein. Ek hoor jou. Die Bybel praat van vergifnis. Vergifnis. Almal wat belangstel, môre aand om 6:30 gaan ek aan met vandag se preek oor die elke dag tot en met volgende week. Praat ek nog steeds oor vergifnis, maar in 'n ander fase. Vir 8 weke gaan ons oor die onderwerp vergifnis praat. Mense vra en sê, "Pastoor, maar vergifnis is, ek kom na die Here toe en ek kry my vergifnis." Luister gou hierdie storie. Hierdie preek is nie my preek nie, dit is Dr. Bruce Wilkinson van Teach Every Nation. Ons het die geleentheid gekry om 'n hele reeks eerste jaar, tweede jaar en derde jaar boeke te bekom. Die kerkraad het dit vir my gekoop en ons het 'n sterk leerlinge om te gee. Dis hoekom ek sê môre aand, as jy vind in die preek, daar is alreeds kopieë al gemaak, mense daar klaar ingeskryf. Ek dink ons trek by 27. So as daar nog mense wil bykom, laat weet ons, dan ons vir jou papierwerk kan gee, dat jy dit kan hê om te weet. Hy vertel 'n verhaal van 'n vrou, hy huur 'n skip om 'n klomp leiers vir 'n lang naweek op die see te vat. A destiny, no destiny, just go out into the Mediterranean, gaan nergens heen nie. Hy sê, maar hulle moet 'n dokter, hy self 'n dokter, maar hy moet 'n mediese dokter op die skip hê. So hy vra hierdie vrou, hierdie doktersvrou, wil jy ons join
en deur die agentskap kom hierdie dokter toe op die boot. En hierdie dokter het gedink is 'n big Bruce cruise. She's got a party van die oggend en tot die aand toe, want al wat sy gaan doen, as iemand siek word, gaan sy daar wees. En toe sy nou op die skip is klaar die hawe uit en hulle ontmoet vir die byeenkoms en Bruce is 'n baie goeie teacher en hy bring die groep by mekaar en hy sê, this is the strategy for the weekend. En hy begin te praat oor lering, trek hierdie vrou haar gesig. Hy sê, jy kon sommer sien, spinnekop byt het geen merk aan haar nie, soos sy haar gesig trek. Dit was nie haar storie nie, om saam met 'n klomp wedergebore Christene op 'n boot te wees in die Mediterranean, en daar word nie gedrink nie, daar word nie geparty nie, daar word nie gedobbel nie, daar word nie die hele ding, so die hele skip is vol leiers. En hy sê, soos wat die aand aangaan, sien hy hierdie vrou slaan uit na die Christene toe. Hy sê, sal byvoorbeeld sê my, wat glo jy? Dan sal die persoon, sy gaan die volgende keer sê, nou wat glo jy? En by die aandete ongelukkig beland sy by die etenstafel, by hom, by die tafel. En sy sê, I've asked all these people about what they believe, what do you believe? En hy gebruik hierdie woorde. Jy is nie in staat om te glo wat ek glo nie. Sjoe. Toe hy woorde gebruik, toe gryp het my hart. Hy sê, jy is nie in staat om te glo wat ek glo nie. Hy sê, hold your horses, want jy's wild, jy's aanvallerig, jy's kwaad, maar ek weet nie waaroor gaan dit nie, ek's die ander party. Jou optrede is abnormaal, kyk al die mense, het harmonie, dis net jy, wat oral loop en skoor soek en vra het, hy sê, jy kwalifiseer nie, vir wat hier aangaan. Sy sê, well, Doc, let me just explain to you. Hy sê, nou, dat ek vir jou verduidelik. Ga na jou kajuit toe. En ga na die Here toe. En praat vir die Here. Hoekom is jy in hierdie toestand? En laat die Here jou antwoord. En dan, wanneer die Here jou antwoord het, skryf op papier wat jy agtergekom het. Wat is fout met jou? Want jy kwalifiseer nie op hierdie oomblik vir die Here nie. Hy sê, vroeg die volgende môre, hy is nog besig om vir 'n loop op die skip te gaan. Hier sit sy op die trappe buite sy kajuit. Maar haar hele gesig is vol trane en sy sê, I've got to tell you something. If God doesn't qualify me, who is going to qualify me? Hy sê, jou gesindheid is waar die probleem is. En hy sit op die trap saam met haar en hy sê vir haar, wie het wat aan jou gedoen, dat jy hierdie opstand is teen God? Nou, kerk, ons almal is gewas in die bloed van die lam, tot die mate, waar ek groter word as die woord, en ek weier om met die woordse siening in te pas. En dan sê ons, ek wag, hy kom op die wolke, maar eintlik is hy kwaad vir God. Maar onderliggende, dis nie dat jy elke dag uitroep en vir God beklei nie, maar op 'n stadium in jou lewe het iets gebeur, en jy hou God verantwoordelik. Die tweede dag kom sy, en sy het nou nog eens twee, en hy sê, listen what I told you. God can only work with those wat bereid is om die gesag van God te volg. Hou op met jou eie poging. Dag gaan verby, hy sê, ga na jou kajuit toe wanneer jy bid, vra die Here, skryf neer, wie het alles en wat aan jou gedoen?
Volgende môre kom hy die kajuit uit. Hy dacht, hy gaan bietjie vroeg loop. Hy sê vir Darlene, ek gaan bietjie vroeg loop vanmôre, laat ek niemand kry op die pad nie. Pragtig, hier sit hy vrou voor die deur. Sy sê, Doc, I've got a question for you. Hy sê, wat? Hy sê, wat jy bedoel is, iemand het iets aan my gedoen. En ek het nou agtergekom, dit was my ma. Hy sê, ek was nog nooit goed genoeg vir my ma nie. My ma het my vergelyk met ander kinders, my ma het my vergelyk met my vriende, my ma. Ek was nooit goed genoeg vir my ma. As ek die kos so maak, sê sy nee, dit moet so gemaak word. Nog nooit het my ma 'n pleintjie vir my gegee om te sê. En ek het haat en renons teen my ma opgebou. Hy sê, got it. Die volgende vraag is jy bereid om jou ma te vergewe? Sy sê, is dit die enigste rede hoekom jy kwaad is? Sy sê, ja. Hy sê, is jy bereid vanmôre om jou ma te kan vergewe? Sy sê, daar's nie 'n kans nie. Hy sê, dan moet jy weer vanaand na jou kajuit toe gaan en by die Here gaan hoor. Sy sê, nee, ek gaan nie weer nie. Want die Here het my hierdie gegee, hoe word ek wedergebore? Hy sê, ek kan alleenlik jou lei na die Here Jesus toe, as jy bereid is om vir ma verskoning te gee. Maar Dok, sy's dood, sy's al 6 jaar al dood. Hy sê, nee, die kern van die insident draai jy nog. Kyk, hoor my mooi. Die kern van die insident draai jy nog. Jy's 'n kind van God, jy's gewas in die bloed, maar daar's 'n kern wat binne in jou sit, wat nog nie weg is nie. Volgende week gaan ek praat oor die aksie van die pyniger. Die toelating van die pyniger om jou te vernietig, dat God niks vir jou kan doen nie, omdat jy die pyniger toelaat, bo die woord van God, om jou te tuister, om jou te verniel, en om jou te na te kom. En hierdie vraag. Die vrou sê, wat moet ek doen? Hy sê, vra die Here om jou hart te was en al die pyn uit te wis. En dan lei ek jou na die Here toe. Sy sê, Here Jesus, ek kom na U toe vandag. Met my mond wil ek my ma vryspreek. Was my gedagte, onthou, 2 Korintiërs 10 vers 3, hy sê, jy trek vestings neer, jy trek tot die imagination, tot die geheue, maak jy skoon. Sy sê, Here, vandag, maak my skoon. Hy sê, terwyl sy daar sit, verander die vrou se gedaante. Sy sê, she was an ugly one, but after she opened her heart, God made her a beautiful one. En sy verander reg hier voor sy oë, terwyl hy het nog nie eers die kruisiging verduidelik nie, hy het nog nie eers die krag van die opstanding, hy het nog niks verduidelik, net dat die feit is, dat sy vir die vyand sê, ek klim uit hierdie situasie, en ek gaan nou in vergifnis, en die Here gaan my verlos, en sy vat het. Ek stop daar. Kom ons gee die Here aan. Dis goed om te weet, omdat ons uitsaai, wil ek hê die mense moet weet, dat dit is nie my preek hierdie nie, dit behoort aan Dr. Bruce Wilkinson, from Teach Every Nation. Matteus 18, 21 tot 30, en 32 en 35, hy sê, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal ek my broeder teen my sondig en hom vergewe? Hoe dikwels sal ek my broeder teen my sondig en hom vergewe? Tot 7 maal toe, hy sê, tot 7 maal toe. Jesus antwoord, ek sê vir jou, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning, wat met sy diensknegte wou afreken. Hy sê, toe hy by die begin afreken, word daar een na hom gebring, wat 10,000 talente skuldig was.
En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het. En dat betaal moet word. Toe val die kniesig neer en buig voor hom en sê, Heer, wees langmoedig met my, ek sal u alles betaal. Die Heer het van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom skuld kwyt gestel. Maar toe die diensknegt uitgaan en die een van sy medediensknegte vind wat hom 100 pennings skuld, hy sê 100 pennings was, hy sê, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees langmoedig met my en ek sal jou alles betaal. Hy wou nie, maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerk, totdat hy sy skuld sou betaal het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al die skuld het ek jou kwytgestel, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie? Hy sê, en sy heer het hom 'n toorn gegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. Hy sê, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie mekaar, elkeen sy broeder, van harte sy oortredinge vergewe. Hy sê, om oorgehandig te word aan die pyniger. Die pyniger is daai ene wat jou oes kom vat. Die pyniger is die ene wat by jou deur kom en hy klop nie, hy kom net in. Om oorgelaat te word aan die pyniger is 'n drastiese gebeure in enige kind van God se lewe. Wat verlang die Here? God verlang dat elkeen almal vir alles moet vergewe. Kan ek 'n groot amen kry? Dankie. Dit gaan nie oor wat jy dink nie, dit gaan oor, sal ek kan vergewe op die vlak wat die Here van my vra om te vergewe. Nou ek wil 'n paar dinge sê vanmôre. Vergifnis is 'n gawe van God. Vergifnis gebeur nie net omdat jy 'n goeie moed is. Nee, toe maar my broeder, toe maar my suster, ek vergewe jou. Nee, vergifnis begin by God. Onthou ons het gepraat oor die vermoë, goddelike vermoëns wat die Heilige Gees aan jou bied. Een van hulle is om iemand anders te kan vergewe. Nou wil ek praat oor iets. En asseblief moet nou nie die gemeente verlaat nie, omdat jy gaan sê, hierdie pastoor weet iets, ek weet niks. Ek praat uit die Heilige Gees uit. Ek spreek profeties. So as jou tone getrap word, sê prys die Here, ek weet hy weet niks. Tot in jou huwelik, tot in die pligte van die huwelik, tussen die man en die vrou. Onkommunikeerde terreine. Terreine waarop jy nie waag om oor te praat nie. Maar dit sit 'n lok in jou hart. Dat is 'n Afrikaanse woord wat sê 'n dolk, wat? 'n dolk in die hart. Die dolk het 'n handvat, so die vyand kom en hy laai nog iets by, en dan sê hy, maar wat van dit? Ons verskil oor die kinders. Hierdie kind tree so op, daai kind tree so op. Ons verskil tot by die kinders, en nog 'n ding opgelaai. Hoe jy geld spandeer, hoe gaan die geld? Nog 'n ding opgelaai. Dis net in die huwelik. Wat van die verhouding? So vergifnis kom van God af. As jy jou oortredinge sal vergewe,
Hy wat teen jou oortree, sal jy vergewe word. Dis staan, dis geskrywe. Jy kan nie daar verbykom. Dis die woord van God. Maar ek wil hê jy moet lofprys, ek wil hê jy moet die Here eer, ek wil hê jy moet die Here dank, maar jou hart is vol gelaai met beklei, met woede, met ontevredenheid, met onsigbare goed, maar is daar. Maar God sê, ek het jou vryheid gegee, volkome vryheid in Christus. Luister gou, God beskou mense wat nie vergewe as goddeloos. Besou, jy ken nie my storie nie. Ek hoef jou storie nie te ken nie. Jy weet nie waar kom ek vandaan nie. Ek hoef nie te weet nie. Die woord van God is die hoogste gesag. En as God gesê het, jy kan nie vergewe word as jy nie vergewe nie, dan het niks en niemand iets te sê daaroor nie. Was dit my pa? Was dit my ma? Was dit my oudste broer? Was dit my oudste suster? Wat ook al aan my gedoen het, die tyd het gekom vir die kerk om die woord van God te glo en doen. Come on. Toe die dokter daar sit en hy sê vir my, sê Andy, ek wil vir jou sê, jy het aggressiewe kanker. Nee, ek het aggressiewe kanker. Ek sê, ek vat onmiddellik na die Here. Ek sê, ek hoor wat jy sê, maar dis jou rapport. Maar ek sê vir die Here, hierdie tempel is die tempel van die Heilige Gees. Here, omdat hy inwoon. Omdat hy hier inwoon. Omdat hy hier inwoon. Kom kerk, omdat hy hier inwoon. Het hy die gesag om vir die kanker te sê, jy droog op en jy sterf. Amen. Die tyd het gekom, kerk. Nou sê, so en so, ek wil net sê, wat sê, ek sê, hou jou storie. I'm not interested. Besê, my vrou, jy kan haar vra. Van daai dag al tot nou toe, ek stel nie belang in enige, nie joune nie die volgende ou sin, die volgende ou sin, die negativiteit. I'm not interested. Amen. Hierdie tempel is die tempel van God. Jou afdrukke, jou dinge wat jy my wil mee afdruk, go to hell, man. Play where the devil plays. Maar ek gaan nie saam nie. Want ek glo, as die tempel rein is, kan die gees van God werk in die tempel wat vir hom afgesonder is. Amen. Kom kerk. Hy vra nog 'n ding. Hy sê, God lewe elkeen en God lewe elkeen wat kies om nie te vergewe aan die pyniges hoor. Hoe skrikwekkend moet dit wees? Ek sit met dit ding, ek drink die gif, en ek wil net daai persoon moet sterf, en hy sterf nie, hy word net sterker. Maar as ek dit so gaan doen, dan, jy kan maar maak, jy kan jou drama gooi. Die woord van God is die waarheid. Amen. Hy sê 'n paar dinge, daar is uitsondering, daar is 'n venster van genade. Hierdie persoon is as dame of as man, is hierdie persoon is aangerand, persoonlik aangerand. Daar is 'n tyd van woede en kwaad, van herstel. Come on, daar is. Maar nog steeds gaan ek gefronteer word deur die woord van God. Come on. Pastoor, moet ek volstrys bedoel dat alles okay is. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê op die einde van die oomblik sal jy moet neerbuig wat sê die woord van God vir jou. Come on. Ek gaan nou sê, jy sê, na 'n groot trauma, hy sê, vra vir tyd van herstel, na 'n groot trauma, die Here verstaan dit, hy sal jou 'n tyd van genesing gee, hy sal jou 'n tyd van uitstel gee, maar die volgende oomblik sal jy in die woord inkyk en sê, ek moet tot daai plek kom
om vir daai persoon verskoning te kan bied. Hy sê die uitsondering, die seisoen van 'n kind wees en nie verstaan wat die woord van God verklaar en soek nie. Nou sê ek, 'n verstaan van as 'n kind kan wees, dat die mense, nie almal is geestelik ryp om te kan verstaan hoe God vergewe, hoe God se liefde, hoe God se genade werk nie. Nie almal verstaan dit nie. So daar is 'n gapentjie van genade waar God sê, ek sal jou onderrig uit my woord uit. So moenie nou hier sit nou met 'n swartgalligheid en sê, die Here is besig om iets wakker te maak hier om jou te sê, come on church, I'm taking you higher, I'm taking you deeper, come on. En ek gaan net aan en hy sê 'n paar dinge. Hier dink ons nie soos kinders nie, come on. Ons is nie. Ons is nie mishandel nie. Maar hy het min verdraagsaamheid teenoor die sonde van onvergewensgesindheid. Dis die regte uitspreking. Onvergewensgesindheid. Die Here het nie genade vir dit. Want hy wil nie hê dat jou bruid, sy bruid, moet getuister word deur die pynige. Hy sê 'n paar dinge. Om te martel beteken om 'n ander persoon nood, pyn en lyding te laat ervaar. Die woord basinsu beteken angs. Hy sê om te martel beteken om 'n ander persoon nood, pyn en lyding te laat ervaar. Die woord basinsu. Basinsu beteken angs, onderdruk te word. Die pynige kom en hy sit jou in 'n pas en hy druk jou uit. Hy druk uit wat God in jou ingesit het. Hy druk uit omdat ons nie verstaan om vrylating in Jesus. Hy sê die volgende in Matteus 8:5-6 en nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom 'n sekere hoofman oor 100 na hom toe en sleep hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyn. Dieselfde woord, basansu, beteken om onderdruk en onder pyn te wees. Wat gebeur? My knegt lê siekte. Hy is onder geweldige pyn en het vrylating en genesing nodig. En die Here sê, my knegt lê tuis verlam en hy ly in ewige pyn. 2 Petrus 2:7-8 sê, die regverdige Lot, hy sê, die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense, wat deur wat hy sien en gehoor het. En die regverdige man wat onder hulle gewoon het, dag vir dag, sy regverdige siel gepynig het oor hulle wetteloosheid. Dieselfde woord, basansu. Hy sê die vrou, Openbaring 12:2, hy sê, sy was swanger en uitgeroep en haar wee en haar baresnood alweer basansu. Hy sê in Openbaring 20:10, die duiwel het hulle verlei in die poel van vuur, hy sê in die duiwel wat hulle gelei het, is in die poel van vuur en swavel verwerp, waar die dier en die valse profeet is en almal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Weerkeens die woord basansu. Nou die pyne pas tig en druk toe, totdat vergifnis ten volle gegee of geskenk is in Jesus naam. Ek het 3 lotskrifte vir jou gelees uit die situasie van angs en druk. Check bietjie op wanneer jy bid. Hoeveel keer kom persone na jou toe? En dan dink jy daar, ja, Here, ek kan dit nou vergewe. So, jy weet, ek kan onthou my pa het dit of my ma het dit en dit vir my gesê. Ek kan onthou, dis die plek waar jy sê, Here, ek laat gaan vanmôre. Selfs die woorde van jou eie kinders. Die woorde van jou eie man, jou eie vrou. Vanmôre is hersteloggend. Sê Here, ek kom omdat ek glo daar's vrymaking in U vir my.
Hy sê die basis van vergifnis. 'n Dokter kom en die persoon het inflammasie. Die dokter kom en die inflammasie is al groot en toe die alarm is happy. Die jy agterkom, prys die Here. Maar ons gaan nie stop nie, ons gaan niks doen, ons gaan net aan. En wat gebeur is dat die inflammasie is dan nou onthou. Die inflammasie is toe met jou vel. So hier kom die volgende persoon, hallo, hey, wat is ek het inflammasie? Waar? Hier in my hand. Wel, ek het nie gesê. Kom na jou toe, en jy sê die simpelste ding, en hy vlieg in die hoogste oggend in. Jy kan nie verstaan wat het hom nou ontplof nie. Jy staan op die aarde, hy is al in die wolke. So kwaad is hy, kan jy verstaan wat gaan nou aan nie? Kan jy 'n paar verhale vertel? Ek dink nie dis nou. Ek dink jy hoor die preek. Nou sê die dokter, ek het 'n manier om hierdie ding reg te maak. Ek sal iewerste moet oopmaak dat die vel goed uit kan kom. Hierdie pille gaan nie werk nie. Hierdie is waar die dokter Jesus aan die werk moet kom. En hy moet 'n plek oopmaak dat al daai goed moet uitkom. Ja. En daai goed partykeer is al taai, kom nie sommer uit nie so. Wat sy sterkpille wat jy kry? Antibiotika en wat is die volgende ene? Waar is al die mense wat pille ken? Nee, Voltaren, hy maak dit net goed. Wat is die volgende ene? Kortisone, wat is die volgende ene? Morfine? Jy het nie ek ken bietjie medisyne. Jy sê die keuse bly by jou. Hoe ek oopmaak vir die Here om my vergifnis te kan help. Die keuse lê by my. Wat doen die keuse? Gehoorsaamheid, sodra jy vergewe, breek jy die mag van die pynige om jou verder te pynig. Dan is jy vry in jou weer met die Here en met mense. Dis 'n keuse. Dis 'n keuse. As jy sou staan by 'n plek en jy wil jou keuse uitoefen. So ek het ringetjie hier trek en ek sê hierdie sirkel hier het die Here Jesus aan jou gegee. Maar daar's 'n paar byvoegsels langs die kant. Om daai byvoegsels af te haal, moet jy deur die Here Jesus werk. Nou, elke dag is jy anderste was jy abnormaal. Kyk, vrouens weet ons, 3 weke, 100%, 4de week, upside down. Upside down, gonna run away. Ja, upside down. Julle ken mos daai. Nou, 'n man het nie so 'n ding nie. So 'n man, eintlik is 'n man 'n wonderlike ding. Ja, amen. Ek sê eintlik is 'n man 'n wonderlike ding. Amen. Want sy gaan dan is ons nie dieselfde. Dan sê ons, hallo my skat. Wie is jou skat? Jy was my skat laas week, jy was al 46 jaar my skat. Niks het verander nie. Maar ek verstaan, los jou uit. Hoe stil is die kerk nou? Broer, as jy nog nie verstaan nie, dan weet jy leer. You're not going to win every fight. Jy wil ook nie. Ek hou van die opmaak. Hou jy ook van die opmaak? Hoe voel die Here? Hoe voel die Here as dit kom by ons harte? Hy sê van Dawid,
Hy sê, Samuel, julle soek altyd die uiterlike. Ek soek wat in die hart van die mens is. Die ander perde is nie myne nie. Dis die pa se kinders. Daai ene is my kind. Ek het hom gesalf. Onthou wat sê ek nou? Jy is in 'n familie van 'n klomp kinders. Maar net jy het die vermoë om die woord van die Here te kan verstaan. Het jy nog nooit gewonder dat jy's handgepiek deur God? Jy het broers en jy het susters, hulle dien nie die Here nie. Dan verwonder jy nou, hoor jy so, ek bid nou vir dit, ek bid nou vir James, ek bid nou vir dit, ek bid nou en ek bid nou, en dit lyk asof hy oomblik nie aanbreek nie. Het hy die vermoë om God se woord te hoor en te kan dra? Want die mens dink alles net soos gewoon. Ag nee, wat nee, ons dien die Here so. Ek weet, ek het 'n manier hoe ek die Here dien en hy daarmee tevrede wees. Jy gaan sit die potjie mis. Want die Here het sy weer, hoekom? Want sy genade en sy liefde lê swaar op sy kinders vanmôre. Jy behoort aan hom. Kom aan. Ons lê swaar by die hart van die Vader. Hy sê, vrees die pynige. Vrees hom, dat hy naby jou huis kan kom, beperk sy mag, dat hy nie naby aan jou kan kom. Waarom? Want jy weet, ek behoort aan die Here. Baie dankie vir jou opgewondenheid. Maar, hoe deel ek met dit? Jy noem dit eerlikheid. Mense wat vleende humeur het, uit niks uit, van 0 tot 100. Mense wat nie hulle mond kan beheer, nie hulle tong kan beheer, nie hulle gedagte kan beheer. Dis abnormaal vir 'n kind van God. Maar as jy kyk wat sê Galasiërs 5:22 oor die vrug van die Gees, dan as die goed bots met die vrug van die Gees, laat toe dat die Gees van God jou wys, wat is die kern van dit wat daar is. Daai telefoon gaan jou plaas, as hulle soek my. Hulle wil hê ek moet sê die kerk is alright. Ons kan nie nou sê. Kan iemand daar net bel en vir hulle sê, los die pastoor uit asseblief, verluister. Dis net hulle wat my nou soek. Sê vir hulle, los ons uit. Jy sien as die vrees weggegaan het, en die vrees ons gelos het, dan kan die Here werk in jou lewe. Die omgewingsgesindheid die feit dat ek hou aan iets. Besef ek het nie gedink dit is so belangrik nie. Maar ek sien vanmôre, ek kyk in 'n spieël van werklikheid af. En ek sien waar ek tekort gekom het. Ek wil vanmôre die gemeente uitdaag. As jy vanmôre op daai kruispad is, staan vanmôre op jou voete voor die Here en sê vir die Here, Here, ek kom vanmôre. Sê vir hom. Daar's baie gesprekke, daar's baie woord, maar ek sal volgende week vir julle wys, wanneer opregte hart voor God geopenbaar word, wat die Here met jou lewe kan doen. Hy het vertel, die moment toe sy belydenis doen voor God, toe begin haar gedagte voor hom so verander, want die Here van die seer, die Here van die feite van gister, neem hy weg vanmôre. As jy saam met my wil staan, jy is welkom om te staan, in die naam van Jesus. Vanmôre is welkom om te staan. Here, ek vra, dat U my vergewe. Ek dank U, Here, dat die pynige geen vatplek het van my. Ek wys my geloof aan U,
En ek antwoord op u roepstem, sny die werk van die pynige af, in die wonderlike naam van Jesus. Steek net gou julle hande op en ontvang dit vanmôre. Ontvang dit vanmôre. Sê Here, bid saam met my, Here. Ek kan net so, Here, ek gee myself oor vanmôre. Ek sê, Here Jesus, vergewe my, dat ek ander kan vergewe vanmôre. En ek kom, Here, en ek wil vergifnis gee aan elke mens wat teen my gesondig het. Here, al is dit jare verby, vandag wil ek vrykom. Ek wil vrykom van daai gedagte, van daai dinge, op het seer gemaak het, en op het my in skande gebring het, wil ek vrylating hê vanmôre. In die wonderlike naam van Jesus. En aan God al die eer, al die lof, al die aanbidding. In Jesus naam. En die kerk van die Here sê, Amen en Amen. Dankie Here. Dankie Here. De afsluiting. Môre aand vat ek die lesplan en ek wil net vir die mense lees. Die lesplan begin. Dit begin met die briljante idee. God's desire that we forgive those done, delivered from the hands of the torture. Why torment? Waar kom dit vandaan? En dan die basisse van vergifnis. Nou wil ek net vir u sê, kerk, dat ons goed skip ek hier. Nee, dis om het help nie. Ek het nou hier so iets gevat nie. Ja, ek kan niks sien nie, broer. Ek is in die donker. So wat ons wil doen is, geet nie daar so voor daar so die help. Wat ons wil doen is, ek wil die kursus aanbied, sodat op die einde van die 8 weke, dat jy loop in totale vrymoedigheid, totale vryheid, in die wonderlike naam van Jesus. So ons begin 7:30, so by 8:15, 18, behoort ons klaar te wees. Dis 5 bladsye wat ek doen. Ongelukkig gaan dit nie vertaal wees in Afrikaans nie, want ek het nie tyd om in Afrikaans te vertaal nie. Al gebruik ek GBChat of wat? ChatGPT of wat? Hy vat te lang. Hy vat te lang. Check iemand. Maar dit vat te lang. So môre aand se kursus en ek doen 5 bladsye in 1 aand. So dit sal basies, ek gesit vir jou bladsye in jou hand, saam huis toe, maar môre aand 6:30 begin die kursus. Daar's klaar 27 mense. As jy hier wil bykom, om te kom leer, om te kom luister, wat sê die Here oor jou toestand en my toestand, dan is jy welkom om te kom. Halleluja. Ons offerande en tiendes, ek wil die Here dank en eer. Ons het, wanneer was dit, Koos? Ons het woensdag aan by die bidhuur, die noodsaaklikheid, dat ons al ons mense kon betaal, het ons R15,000 gekort, en die Here het bonatuurlik vir ons geld gestuur. Amen. Een getuienis is, ek het met 'n advokaat gewerk in Pretoria, in Touty al die jare, 'n lieflike man van God, 'n vrou van God. Sy het eers gebeld en sê sy, Andy, ek voel die Here sê ek moet by julle R1,000 inbetaal in die gemeenterekening, en ek sê nogal, ek roep 'n oes op jou geld, dat die Here 'n oes sal bring op die saad wat jy saai, want ons is goeie grond. Dag 2 daarna, skryf hy vir my, Eddie, ek wil R4,000 inbetaal, maak net seker dat die rekeningnommer dieselfde is. Ek sê, baie dankie my brother, en hulle betaal dit in. So het ander mense ook inbetaal, so mense het net bygedra, om te kom gee, gehoor, wat is die nood van die huis. Amen. Amen. Nou, ons gaan die offerande opneem. En ek wil die Here dank vir elke ene se getrouheid. Ons het gepraat oor die liefdesoffer, die geloofsoffer,
En ek wil weer vra, as jy jou hart vind om te doen, mag die geloofsoffer jou saad in jou huis bring. Ek roep vir jou huis, ek roep vir jou besigheid, ek roep vir jou omstandigheid, dat die Here sal ingryp. Maar hoor wat sê die woord van die Here, 1 Korintiërs 16, 13 en 14. Hy sê, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk in die geloof. Hy sê, dit het tyd geword dat ons moet glo. En dan nie net glo nie, maar dat ons sal vertrou. Ekskuus tog gemeente, wat sê julle van die middel van die week boodskap? Amen. Niemand het gesien eers nie. Ons vertrou. Ons vertrou. Ek roep vir jou huis, ek roep vir jou besigheid, ek roep, hy sê, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk, Yes. laat alles by julle in liefde geskied. Ja Here, dankie vir hierdie ligte. Amen. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Maar ons het nog steeds lekker kerk gehou. Amen. Kom gerus, bring U op. Ons gaan nou by tafel. Sorry, man. Ja, langsam. Ja. Ik mag. Stop. Dankie. Jou